Nou, toe geld praat, maar soms verstaan ons nie altyd die geld se taal nie. Gelukkig is Thys van Sail hier om vir ons die tolk te wees en meer daarvan te vertel. Thys, goeiemôre. Lekker om hier te wees, Pieter. Lekker om 'n bietjie saam met jou om die finansies tafel te sit. Kyk, Elsa's definitief mooier as jy, maar ons werk om hier. Ja, jy weet, mooier, slimmer, wyser, al daai lekker dingetjies, but bear with me vanmôre. Ja, okay. Luister, die inflasie het weer gestyg tot Ja. wat 5% of so iets. Wat beteken dit vir ons gewone man op straat? Pieter, ek dink nommer 1 om mee te begin, jy weet, is dat inflasie was veronderstel om onder beheer te wees. Jy weet, ons het in die jaar ingegaan, dit het wat som rooskleurig gelyk. Ons inflasieteiken is tussen 3 tot 4% en jy weet net hier na die eerste kwartaal te begin ons maar jy weet in daai kerf raak van die 4% en rentekoerse was aangepas opwaarts. Jy weet om dit juis as 'n taktiek, jy weet, inflasie af te bring, maar nou het ons weer eens gesien hy het weer opgegaan in hierdie maand van Julie en die Reservebank het daarom toe nou besluit om nie die rentekoerse op te skuif nie, maar die groot maar is daar soos daar 4 het gesê nee teen verhogings en 2 van die panele wel gesê ja tot 25 basispunte. So dit beteken vir die algemene Suid-Afrikaner dat rentekoersverlagings relatief nie op die kaarte is nie. Ja, nie vir 'n oomblik nie. Ja. Hoorie, en die krisis by PIC, hoekom het ons rede tot kommer daar? Ja, so 'n bietjie laas ek selfs vir PIC. Ek dink as mense weer eens gaan kyk, jy weet die FSCA het die 14 Julie besluit hulle gaan 'n ondersoek instel rondom hulle strukture, rondom hulle algemene bestuur en natuurlik oor die algemeen wat daar aangaan, want dit is 'n absolute krisis, as jy dit so wil stel. Nou 'n krisis kan vir een ou wees, byvoorbeeld ja, ek het 'n probleem hierso, jy strom maar, ek moet dit uitsorteer en 'n finansiële krisis aan hierdie kant is wanneer jy eintlik mense het wat na geld kyk, die grootste pensioenkoffer kyk in die hele amper wêreld. Okay. En hulle is nie, ek het nie eens die regte woord nie. Kom ons los eerder die woord. Ek kry nie nou byvoeglike name. Maar daar is moeilikheid, maar gelukkig is die FSCA op dit. Hoorie, en ek dink is by die 6000 mense wat agter is, wie se nie pensioen bydrae gekry het. Ja, so dit was ook 'n proaktiewe skuif van die FSCA. Ja, die FSCA was besig geweest in Julie maand. Maar as jy byvoorbeeld nou gaan kyk, die FSCA het 'n lys gaan basies weet op hulle stelsel gaan plaas waar mense nou kan gaan kyk, waar daar werkgewers tot en met 6000 plus werkgewers pensioen aftrek. Pieter, dit is so goed jy werk vir my, ek betaal jou pensioen en ek basies trek dit af. Maar ek betaal dit nie oor na die administrateur nie. Nou, sê jy vir my, wat is dit? Want dis 'n fyn lyn tussen bedrog en diefstal daar. Jy weet, want ek dink wat Pieter is, of wat Thys is, jy weet, ons bou 'n pensioen vir onsself op, net om uit te vind, jy weet, dalk op afsterwe, dalk as ek byvoorbeeld van werk verander, of as ek byvoorbeeld dan nou wil gaan aftree, dan daar is niks. En ek wil hierdie mense, moenie net daarteen hulle opgetree word nie, maar hulle moet eintlik krimineel vervolg en punt. Dis 'n groot verantwoordelikheid, soos jy inderdaad daar is. Nog 'n ding wat vir my lekker vraagtekens gegee het, is die stadsrade of die munisipaliteite wat wie se geld teruggehou is deur die staat. Hoekom doen die staat dit? Dis nog 'n ander ding daai, Pieter, want die groot ding is ja, die rede daarvoor is hulle sê hierdie een entiteite of hierdie 64, 65 entiteite basies kan nie na kapitaal kyk nie. Hulle kan nie na die geld kyk nie. Dit is juist vir misspandering en oorkapitalisering en geld wat eenvoudig net wegraak. So jou algemene dag op munisipaliteit. Jy weet as jy dit so wil stel. So nou basies, jy weet as ons gaan kyk, algemene dienslewering is amper die belangrikste vir my en vir jou, want ons betaal daarvoor. En as ek vir iets betaal, dan verwag ek tog sekerlik, jy weet, iets moet na my toe terugkom in die vorm van 'n diens. Okay. So met ander woorde, nou kry jy hierdie kontroversie waar die tresorie byvoorbeeld nou sê, nee, Pieter, jy kan nou nie met jou geld werk nie. Alright, so ek vat nou al jou geld, ek hou dit nou terug en ek betaal nou eenvoudig niks meer na jou toe nie. Jy weet, vir 'n sekere tyd. Dit is nonsens, Pieter. Dit kan nie so werk nie. So met ander woorde, jy moet daai weer eens die woord wat ek soek, ons gaan kry voor die onderhoud klaar is. Okay. Maar daai persoon wat nie na daai kapitaal of bevoegdheid het om na daai eenheid te kyk of na daai departement te kyk nie, hulle moet vervang word. Wanneer gaan ons regering een of ander tyd wakker skrik om te sien as iets nie werk nie, dan moet ek dit outsource byvoorbeeld na die privaat sektor toe of kry iemand in wat daai persoon wat die pos dan nou moet hê, ordentlike opleiding en guidance kan kry en 'n verwysingsraamwerk kan kry as ek moet die groen
groen knoppie druk en ek druk byvoorbeeld die rooi, laat ek bly die groene eerder druk. Yep, 100%. So eenvoudig soos dit. Dit wys jy maar net hoeveel mense daar sit wat regtig glad nie Ai. jobwaardig is of Dit is maar net wat dit is. hoor jy nog 'n ding, die Midde-Ooste se storie, jy weet, hoekom dit die markte en goeie so beïnvloed. Ek sit ook nou maar net as gewone man op straat en ek hoor ja dit en dat en dis die kanaal wat toe is en hier en dat. Ja, Straat van Hermoes is 'n eintlik nog 'n interessante saak want ek dink die meeste van Suid-Afrikaners 'n jaar terug gevra het en die van ons sê ja, waar is die Straat van Hermoes? Ja, Wat sê ek gesê seker iewers in Portugal Ja. of dalk Mexico, jy weet, iets in daai lyn, jy weet, maar as 'n ou nou gaan dink, die Straat van Hermoes het uiteindelik so 'n ding geraak in vandag se leefstyl en kom ons sê maar gesprekke, jy weet, en dit is eenvoudig maar net daai klein kanaal waaronder maar hierdie vragskepe moet deurgaan, is absoluut onder 'n beheersfaktor geplaas, jy weet dan nou van Iran, wat nou basies weet nou manipuleer en ons ken nou die Amerikaanse storie en ons ken jy weet ook die Emirate se storie wat sommer in Julie maand ook aangeval was weer. So dis 'n oor en weer skiet stil staan, dan skiet ons weer 'n bietjie, dan is weer skiet stil staan. Maar uit die aard van die saak het dit tog maar jy weet die effek en ons het dit wel weer gesien in die maand van Julie waar ons gesien het op 'n sekere stadium jy weet het die oliepryse self skerp gestyg omtrent met ongeveer 7 tot 8% en natuurlik ek en jy voel dit op die pompe. Yep. En as ons dit gaan voel op die pompe, jy weet op die einde van die dag dan kry jy beste vriende met Lisa met die rooi hare, jy weet wat agter mense aan met hardklip Ja, jy voel nog brandstof. steeds 'n bietjie aangeraak. Dit is 'n baie eenvoudige ding daai. Jy weet, so met ander woorde dit raak die algemene verbruiker direk. 100%. En ons het nou net gepraat oor inflasie. Natuurlik is dit nou weer inflasiedemper daai. Pryse word duurder en ek bedoel as mense gaan kyk, selfs kom ons sê jou blou of jou blue collar worker. Hulle is eintlik die mense wat die swaarste trek, Pieter, want as ek 'n klein begroting het en ek het net soveel vir vervoer byvoorbeeld werk toe en terug en ewe skielik het ek nie meer daai kapitaal nie. Jy weet dan waartoe moet hulle gaan? Dan moet hulle weer na Shisha's toe gaan. Hulle moet daar gaan leer. Hulle moet hier so iets gaan doen. So die hele stelsel eintlik word gedisrupt as gevolg van 'n klein Straat van Hermoes en 'n Amerikaanse president en 'n Iranse president wat nie oor die weg kan kom. Hoe lank gaan daai manne nog arm druk dink Ek jy? dink dit is nog 'n rukkie. Wat so Donald Trump het gereken het sou 'n baie vinnige oorlog gewees het en daar is nie so iets soos 'n baie vinnige oorlog nie. En ek bedoel soos mense gaan kyk, die uitkoms daarvan dink ek die neeweffekte na die tyd is in elk geval nog steeds in die omgewing van tussen 6 maande tot 'n jaar nadat hulle byvoorbeeld die wapens sal ophang en sê dit is selfslaan. Right, so wat jy weet, jy gepraat nou van die Amerika en goeders, so hulle nuwe tariewe en goeders, wat beteken dit nou vir die wêreldekonomie? Ja, hulle gooi nou weer tariewe rond, soos nou gesien weer in die maand van Julie was besig, Pieter, jy weet, soos wat jy kan hoor, jy weet, en 'n ou raak nogal opgewonde hieroor en jy raak kwaad en is maar wat dit is. Maar net wat 'n ou dink, ja, daai tipe van bewoording is 'n bietjie eenkant gesit in 'n aparte mandjie. Is dit nou weer op die kaart, jy weet, in die maand van Julie waar hulle sê ja, tussen 10 tot 15% sekere lande, China, Europese state, lande ensovoorts. Maar die Amerikaners sien nou ook dat ander lande terugslaan met tariefverhogings en hulle basies, jy weet, plaas ook tariefverhogings weet op hulle produkte weer. En dit is nie goed vir die algemene wêreldekonomie. Jy weet, as jy sulke tipe van, kom ons gebruik die woord price disruptions het oor en oor nie, want dit hou nie by die trend van inflasie nie, dit hou nie by die trend van wat so normale gesonde groei nie en op 'n ander van die dag jy weet plaas 'n druk op my en ja vir die algemene wat so verbruiker is. En hierdie prysveranderings en goederes is wêreldwyd, né? Dis nie net ons in Suid-Afrika wat hom beleef nie. Nee, ek dink ja die girls kom met agter op Shein. Ek dink ja Ja, al hierdie aanlyn inkopieplek. Ek dink hulle sien ja, hulle het gister nog, jy weet, inkopies gekoop vir daai prys. Nou is dit eweslik daai prys, maar ek dink ja vir die meeste van die dames sal buite hulle kom of my kwaad wees, maar 'n bargain bly seker maar 'n bargain, jy weet. Hulle is maar altyd koop. Geen om hoe jy daarna kyk. Net so vinnig, KI is nogal altyd 'n lekker gesprek dink ek vir ons. Ek sien sy aandele het ook baie geval in Julie so ter afsluiting. Ja, ek dink die algemene KI aandele, juis die verwagting wat daarvoor was en ons met 'n PE ratio byvoorbeeld en 'n hoër PE ratio is hoe hoër is die verwagting van die aandeel. Jy weet om 'n ideale groei te kan kry vir jou oor 'n sekere hoeveelheid tyd. Maar ek dink daai ratios is eenvoudig weer eens so hoog gedruk. Jy weet as gevolg van A, B en C dat jy fear of missing out is een van die grootste goeders, maar dan ook jy weet hierdie organisasies se datasentrums en infrastruktuur wat uitgesit moet word om te kan uitbrei is eenvoudig net te duur en die pryskapasiteit daarso het wel 'n invloed, maar so 'n bietjie daaroor gesels. Tuisa, dankie, lekker gesprek vir volgende keer. Ek weet jy en jou span is baie besig hierdie week. Sterkte. Bly net waar julle is. Ons gesels net hier na sport saam met Arnold. Dis nou na al die sports, as ek dit so kan noem, saam met Tuis wat die finansies aanbetref.